Okay. tot jou. En my hare is mooi gekamd. Verskriklik mooi. Mens kan nie eers die keppie op jou kop raak sien nie. So mooi is jou hare gekam. Wel, lyk vir my soos 'n Peaky Blinder move daai. Dit is die storie. Goeiedag in Hoofveld. Hallo almal. Yes, jy kyk, dit is warm vandag hier op die Hoofveld, hoor. Ja, dis 'n bietjie kokend. Ons speet 'n bietjie. Maar wat vir ons so lekker is om altyd met mense te praat en te hoor hoe gaan dit. Maar vandag is ons nou verskriklik bevoorreg, want vandag saam met ons Helena, wie kuier saam met ons vandag? Ons is absoluut bevoorreg om bietjie tyd te spandeer met Just James vandag. Ons is regtig so opgewonde om te hoor wat jy alles vir ons wil sê en wat jy alles met ons wil share en baie welkom by In en Om. Hallo, julle daar by In en Om en dan natuurlik ons mense wat die Balliefees gaan bywoon die einde van die maand. En ja, welkom vir julle ook en baie opgewonde om julle te sien van hierdie kant van die mikrofoon af. Nou, ons het 'n paar vragies vir jou. Ek hou van 'n goeie backstory. So, kan jy dalk vir my 'n bietjie vertel van hoe het jy aan die liefde vir musiek gekom, waar het jy begin en veral met die naam Just James, dit is so lekker op die oor. So, waar het jy aan dit gekom? Weet jy, ek het al van laerskool daar vir liefde vir musiek. Ek kan dink aan 'n in standaard 5 was ek David Kramer gewees in 'n konsert en ek het 'n encore gekry en toe die ding maar nou deur my ma eintlik wat my gedruk het van die musiek ding. Ag ek het maar aan alles deelgeneem op skool, musiek, kredietorkeste, maar 'n bietjie ADHD, maar daai tyd het dit mos nou nie regtig bestaan nie. Ons is maar met 'n lat reg gehelp. Het ek maar sport en al die dinge gedoen. So my liefde musiek het nooit opgehou nie. Ou moet ons nou maar werk kry na skool en so het ek Suid-Afrikaanse polisie mag in die diens ingetree en ek het maar altyd daar ook by die musiek bygebly. Daar is ook baie musiek daarso by die dansorkeste en so aan. So ek was altyd betrokke. In 94, daarom het ons deelgeneem aan Crescendo met 'n groep met naam van Tempo 5 en baie goed gedoen. En maar altyd dit betrokke. Kamerkore en tot ek maar solo begin sing het. Ek doen maar 'n cover. Ek skryf my eie goed, maar ek het dit in die handkas geberg en dit gaan later hierdie jaar 'n bietjie uit die handkas uitkom. Maar ja, en die naam Just James het so amper 2 jaar terug het ek hom gekies. My vrou is oorlede aan kanker en toe bly nou net ek oor. Toe dog ek, Just James gaan nou die storie mooi vertel, want dit is nou net ek en die verskoning om altyd nie verder te gaan nie, musiek verder te vat nie, is nou weg. So ja, dood het 'n baie positiewe ding by my gelos dat ek weet, ek is nou nie meer verskoning om groter te gaan en verder te gaan met die talent wat die Here vir gegee het nie. So dit is wat Just James aankom en dan maar oral betrokke. Ook by feeste soos die Balliefees en so aan. Dit is net oral betrokke. Sê gou vir my, dis altyd lekker om die kunstenaars te sien optree en ek dink julle doen amazing werk, so baie dankie vir dit. Maar veral as julle nou by die feeste is of julle tree op of so, gebeur daar mos nou altyd so nou en dan sulke interessante goedjies. Wat is die een ding wat jy kan sê wat nou regtig 'n verskriklike funny storie is wat al met jou gebeur het op die verhoog? Weet jy, daar gebeur nou baie dinge op die verhoog en ek is nou nie regtig die groot kunstenaar wat op die groot verhoog staan nie, maar my plek waar ek optree naweek vir naweek is maar meer jou Clarence en 'n Mums and Charity en by meer kuierplekke. En ek is daar met ander doen. Ek doen cover songs. So ek kan vir enigiemand enigiets sing. En vir my om die emosies te sien in die mense wanneer hulle kyk en hulle vind aanklank met die liedjie wat hy doen, dis my lekker. Die ding wat vir my, en dit gebeur baie met my, terwyl jy sing, sal dan iemand dink dis nou 'n goeie tyd om na jou te kom terwyl jy sing en dan vir jou vraag te vra. En dit, want
ek meen almal sit en kyk om baie keer is dit 200-300 mense waar daar sit en kyk en nou wil die ou hê ek nou wil maar antwoord nou gee en dan sê ek soos ek sing nou ou so ja, dit is maar interessante dingetjie wat by gebeur en dit kan nogal snaaks raak want ek het 'n baie fyn en skerp sin vir humor. So ek hanteer my elkeen so wat hy kom. Maar dit is 'n ding wat nogal redelik by my gebeur. Wat snaaks is want ek het net gedink hoe dink jy moet ek jou antwoord terwyl ek sing? Moet ek vir jou op ritme in tune of hoe moet ek vir jou antwoord? Ja, so dit is 'n ding wat nogal redelik baie gebeur. Jy weet altyd by die groter feeste wat ons aanbied, is daar sekuriteit by die kunstenaars oppas. Maar daar moet jy jouself oppas. So dit is 'n interessante ding. Ja. Redelik baie. As dit 'n algemene ding is, dit gebeur. Nee, dit gebeur. Oh my word. Hy sê gou vir my gepraat nou van die feeste. Okay, so ons sien nou verskriklik baie uit na die Bali fees nou die 25ste tot die 1 Maart. Jy gaan nou ook optree daarso, ons sien baie uit daarna. Weet jy, dit gaan nou my tweede keer wees wat ek daar by daai groepie gaan kuier in Belfort. Ek was al voorheen daar. Het ek hulle 'n mandjie dans in die saal aangebied. En my seun was nogal saam met daar, het ons net na my vrou se afsterwe. So ek het lekker gekuier by hulle. En ek sien so uit, ek is Saterdag die heel dag by die Bali fees van 10:00 tot 5:00 met aankondigings en 'n bietjie agtergrondmusiek en dan optrede by die food court. So ek gaan min of meer 4 ure lank my stem kan gebruik daar. En dit is my doel vir hulle. Hulle het vir gesê ek kan op die myn verhoog ook sing, maar ou kan nou nie altyd doen nie. So ek gaan die hele Saterdag daar by die food court agter die gitaar en ek gaan my stories vertel. Dit is maar die ding wat ek doen met my liedjies, ek vertel stories en net lekker saamkuier. En ek gaan natuurlik vir die mense in die breek toelaat om met my te kan praat. Ek gaan nou nie terwyl ek sê met my te praat. Ons moet net seker maak dat daar nou nie eintlik iemand is vir die hele tyd kom vra terwyl James sing nie. Weet jy, ek is die oomblik gaan te groot wees en ek is tipies iemand wat zoiets actually sal doen. Dis net tussen ons, nie met die res van die mense wat kyk nie. Ja. So ek gaan myself herinner, moenie vra. Hulle mag, maar weet net terwyl jy so in die middel en jy vat die chorus van 'n song en dan wil jy ou nou kom vra. Hulle mag vra, maar tussen die liedjies werk vir my goed op die oomblik. Ja. Dis eintlik presies, ek weet nie of jy weet nie, maar soos daai waiters as jy gaan eet, hulle wag totdat jy 'n happie vat van die styf. En dan kom hulle na jou tafel toe en verkom uit van nêrens uit en vra vir jou, "Are you enjoying your meal?" Ja. Dit is dieselfde. Ek het nou 'n operasie gehad in my kakebeen wat nog besig is om te herstel. Dus kom my iets klink of ek dalk ietsie meer sterker so as net water vat. So ja, ek is nog in die proses om dit te herstel. Maar as jy by 'n tandarts lê en hy het net al daai goed in jou mond en dan wil hy nou vir jou vra, gaan dit met die familie? En jy kan nie antwoord nie. Na die inspuiting nog erger. As die lippiebels is dikker ook en jy kan hom nie antwoord, jy wil maar jy kan nie. So ja. Hulle moet seker een of ander vorm van entertainment create vir hulle self. So. Maar vertel vir ons 'n bietjie, wat is jou vooruitsigte vir 2026? Ons graag hoor, wat is jou beplanning? Man, ek is nou al op daai ouderdom wat ek nie te veel geplaas oor het hy ou dit al gemaak of is 'n ou kunstenaar of 'n ou wat musiek create of so nie. Ek het altyd nog maar met cover songs vorentoe gaan. My groot liefde vir gospel en voorsanglei in die kerk en so aan is ook 'n deel wat my gevorm het om eintlik 'n entertainer te wees en nie 'n individuele kunstenaar nie. So ek kom daar en ek sing maar wat die mense wil hoor en mense reageer nogal mooi op dinge waar hulle mee relate en kan saamstem soos Alice en al daai. Jy weet, ons moet maar partytjie liedjies. En dit het gewerk altyd vir my. En ou het altyd nog 'n ander werk ook gehad. En ja, nou is ek in die situasie waar
maar weet ek is geroep om dit te doen. Want al my verskonings om nie groot te gaan met dit nie, is nou weggevat. So ja, ek sê ek is 'n handkas skrywer, dis nog net binne in die handkas. En jy gee my vlerke en klop teen die muur en sulke goed wat ek al reeds geskryf het, sal in die laaste deel van die jaar seker maar op 'n platform beskikbaar wees. Ek is besig om daaraan te werk en ja, natuurlik klomp vriende ook in die industrie en dis wat ek sê, dit is Just James wat se verskoning om nie sy liedjies daar te sit nie, is nou weg. So ja, ek is nogal opgewonde vir wat in hierdie jaar gaan gebeur. Nee, ek dink dit is tyd vir jou verseker. Ek dink ons het ook geluister na jou liedjies. Jy het 'n ongelooflike mooi stem. En ek dink dit dis nou tyd. Sien uit om daai lirieke te hoor wat self geskryf is. Ek dink dit gaan baie spesiaal wees en ongelooflik wees. So sien uit, hoor. Ja, nee, ek is self opgewonde om te sien hoe gaan die melodie in dit eindig. Ek meen, as jy kyk na die ouens, almal wil 'n sokkiesong skryf en almal wil so. Ek is meer 'n belade ou. Ek 'n storie vertel belade tipe ou. So ek glo daar gaan 'n groot klomp mense wees wat gaan aanklank vind daarbey. Want dit is daai liedjie wat vir jou so vir jare lank los en jy praat daaroor, want dit is lewensveranderende goeders en so aan. So dit is wat ek vir die Baliefees ook wil sê, daar is nie 'n limit aan die hoogtes wat 'n ou met so 'n gemeenskapsfees, dit is eintlik 'n gemeenskapsfees, kan bereik nie. En dan groot name soos Gerard en die ouens op die verhoog te kry. Dit is net iets anders om iemand lewendig te sien as om die CD of die Spotify in daai platforms te luister. En die lewendigheid het mense, jy kan dit hoor en jy kan die braaivleisvierde ruik en jy kan al jou sintuie word aangeskakel. En dit is my wat lekker is van feeste. So ek sien nogal uit om te kuier daar. En natuurlik om vir julle ook te sien. Ja, ons sien uit om jou te sien. Ek dink dit gaan lekker wees. Ja, nee, ons gaan lekker tyd saam met julle spandeer. Ek dink daar's is altyd lekker om te connect met die ouens en ons sien verskriklik baie, I don't know. So sommer gou so vir die laaste vir die kykers daar buitekant, wat is die laaste woorde wat jy gou vir hulle kan sê van die Baliefees en wat hulle na kan uitsien? Weet jy, ja, vir al die feesgangers en wat dalk vroeër die dag gaan deurkom na die stalletjies te kyk en so aan. Dit gaan ek wees vir daar in die middel van die arena of die food court of so wees, geraas, kom sê hallo en kom vra 'n liedjie. Ek sê altyd, as ek nie self kan sing nie, dan kan 'n ou maar Google, jy weet, daar sit nie 'n stop nie. En ja, ons gaan lekker saam kuier en dit gaan 'n lekker atmosfeer wees. En ons ondersteun die skool by Belfort 100% en baie dankie weer vir die geleentheid wat ek by julle kan kom kuier. En dan dankie vir julle wat my by in en om genooi het. Ek het nou julle gevolg en gekyk wat julle doen. Great. Julle doen 'n baie groot taak met julle in en om ding. En ek sien dit is groter net as julle gedeelte daar's in en om in die Kaap en in en om oral. So baie dankie vir julle om met my 'n bietjie te gesels. En ek is Just James en later hierdie jaar, dan gaan ek 'n bietjie meer van my eie goeders op die sosiale media beskikbaar stel.